Ek wil, voordat ek met hierdie boodskap uit die blokke uit wegspring, wil ek jou terugvat na Adam en Eva toe. Julle ken die hele storie van Adam en Eva, en ek moet julle net vinnig die agtergrond gee, dat Eva was nie daar, toe God die opdrag gegee het, dat hulle nie van die boom van kennis van goed en kwaad mag eet nie. Net Adam was daar. Gaan lees dit, as jy my nie glo nie. So dit beteken, per definisie was dit Adam se werk om Eva te beskerm. Genesis 1 en 2 is nie net die mislukking van die mens nie, dit was die mislukking van die man daar. En dit is 'n uitdaging vir al die mans wat vandag hier sit om te sê, we have to man up. Ons moet die vrouens beskerm. Ons moet dit doen. Dis ons werk. Toe hulle wel die sonde gedoen het, toe gaan wat gaan doen hulle toe? Hulle gaan kruip weg, nê? En wat doen die Here? Die Here roep na Adam. Hy sê, Adam, waar is jy? Dink julle, die Here het nie geweet waar Adam is nie? Hoekom roep hy na hom? Hoekom vra hy, waar is Adam? Want die Here gee vir Adam 'n kans om te bekeer. Hoor die Here se hart vanoggend vir jou, want ek weet nie waar jy is nie. Maar dit mag wees dat jy dalk in 'n faset van jou lewe besig is om weg te kruip vir die Here. Die feit dat die Here roep na jou en vra, waar is jy, is nie dat hy nie weet waar jy is nie. Dis vir my en jou die kans om te sê, hier is ek, Here. Vanoggend wil ek met jou praat oor 'n baie moeilike onderwerp. En dis wanneer ek agterkom, hoorie, ek sukkel. Ek sukkel. Sonde het my in 'n wurggreep. Sonde het my in 'n wurggreep. Baie gelowiges, meer as wat ons dink, sukkel met geheime sonde. Nie net geheime sonde nie. Partykeer is sonde oop en bloot en julle gaan nou sien hoekom. En dit maak ons geestelik dood. Dit draineer ons geestelik. Dit vat al die kapasiteit wat ek het om vir die Here te leef en dit vat dit weg. Dit vat al my vrymoedigheid weg en dit maak dat ek soos Adam gaan wegkruip. En dit maak dat ek soos Adam vir Eva beskuldig. En iewers moet ek voor die Here te staan kom en te sê, Here, genoeg is genoeg. Sien, gelowiges, die enkele grootste rede hoekom gelowiges, onthou nou, as jy nie gelowig is nie, leef jy in die woestyn, jy leef in die droogte. Maar die enkele grootste rede hoekom gelowiges 'n geestelike droogte beleef, die enkele grootste rede is hierdie die rede, want hulle is vasgevang in sonde. En hulle weet dit. En hulle sukkel om maar uit te kom. Sonde het hulle in 'n wurggreep, en dit kan enige van ons oorkom. Genesis 4 vers 7 sê die Here vir Kain, en hy waarsku Kain, en weet julle, as ek en jy na Kain gekyk het, Kain het alles reg gedoen, hy het die offers gebring. Hy het presies gedoen wat Abel gedoen het, maar iets was binnekant fout. Sy hart was nie reg nie, en daarom praat die Here met hom, en hy sê vir Kain, Kain, wag daar nie vir jou blydskap, as jy goed doen nie. As jy nie goed doen nie, die sonde wag jou in daar buite, en hy wil jou in sy mag kry, maar jy moet oor hom heers. Die groot probleem wat ek en jy kan hê, en ek wil myself definitief hier insluit, want definitief is ek skuldig aan hierdie ene, is ek haat almal se sonde. Ek haat dit, dat hulle soveel geld steel in ons land. Wie van julle is daar? Ek haat dit, dat sekere mense onregverdig behandel, en ons sukkel met sekere goeders as gevolg van dit. Ek haat dit. Sien, ek weet nie van julle nie, maar ek haat almal se sonde, maar ek maak verskoning vir my eie sonde. Wie van julle is daar? Ek maak, en soms vertroetel ek my eie sonde. Ek sal na my eie sonde kyk en sê, man, jy verstaan nie. Of ek sal sê, hoorie, moenie my oordeel nie, jy weet nie waar ek vandaan kom nie. Stap eers 'n jaar in my skoene. En so probeer ons verskonings maak vir hoekom ons nie opstaan en vir die Here sê, Here, hier is ek. Ek het opgemors, en ek wil uit dit uitkom. Here, help my. So, vandag se sonde is aan die een kant privaat, want selfs in die kerk, julle, die vroeë kerk het nie die probleem gehad wat ons nou gehad het nie. Ons is baie privaat. As ek nou begin vra, maar hoorie Peer, wat gaan aan in jou lewe, dan gaan jy vir my sê, it's none of your business. En julle moet verstaan, in die kerk is ons mekaar se besigheid. Dit is ons besigheid om te weet wat in mekaar se lewens aangaan.
Maar ons westerse kultuur is so op 'n arm's length. Ons hou mekaar weg. So dis privaat en op 'n manier is dit onsigbaar, net soos Kain se sonde, want dit gaan baie keer in die hart aan en dis baie keer ongelukkig sosiaal aanvaarbaar. Dis ongelukkig baie keer so. So vandag se sonde, hier's net 'n paar voorbeelde, is die sonde van gierigheid en begeertes. En dit is 4 hoogtye, en dis die 10de gebod wat smack bang net daar gebreek word, om te sê, ek begeer, ek wil die woord droel gebruik, maar dis ek nie reg om dit hier te gebruik nie, maar wanneer die buurman 'n nuwe wat ook al gekry het, dan is dit soos, ja, hy het nou weer 'n klomp skuld gaan maak, nê? Hy het nou weer 'n klomp skuld gaan maak, dis hoekom hy lewe maar net in stilte, en so leef ek eintlik in die geniepsigheid van gierigheid en begeertes. Seksuele sonde, en ek praat nie eens nou van buiteegtelike verhoudings, natuurlik is dit is 'n groot probleem in ons samelewing, as 'n mens dit sien, en dit is in die sport, en julle ongelukkig is dit in die kerk, dis wêreldwyd, dis onder predikante, en dit breek my hart, maar julle, dit begin nie daar nie, dit begin hier. Dit begin hier. Afgoderry van geld, nee, is 'n groote, dit is die 2de gebod, die afgoderry van die eie ek moet tog, hoorie, dames, julle lyk so mooi, ek is so bly julle lyk altyd so mooi. Ons het met 101, vir die van julle wat 101 doen, dan sê ons nou, ons het die vryheid van gewete, so, weet, wanneer dit kom by make-up, dames, julle mag make-up dra kerk toe, okay? Mans, ons verkies dat julle nie make-up dra nie. Dis 'n 101 grapie, hoor? Ons doen 101 11 uur hierso. So, maar die afgoderry van ek, die eie ek, die mens, dit moet oor my gaan. Verslawings, die goed waarna ek vlug, wat ek in Jesus se plek het, om die gapings te vervul, en dan gemaksig. Want eintlik, ons sê dit gereeld vir mekaar, is die mense wat hier sit, is die ryk mense. Wil julle ryk mense sien? Kyk net gou 'n bietjie om jou. Kyk gou 'n bietjie om jou. Jy sê, al wat aan my ryk is my voete. Dit ook, maar vergeleke met die res van die wêreld is hierdie die ryk mense. Ons vergelyk ons dit met die verkeerde mense, maar ek dink die grootste stryk, die grootste sonde, dink ek, is hierdie ene. En dit is geestelike apatie. Ek staan apaties teenoor die Here se dinge. Ek dien die Here op my terme. Ek sal vir die Here gee waarmee ek gemaklik is. En ons het al baie vir mekaar gesê, die Here vra nie baie nie, hy vra alles. So okay, ek praat vanoggend met julle oor hierdie onderwerp, is 'n belangrike onderwerp, en dit kan wees dat jy dink, ek het hierdie ene vrygespring, dis nie vir my nie, Johan. Kan ek SnapScan terugtrek? Ek hoef nie kollekte vandag te betaal nie. Maar hier is die realiteit, almal van ons gaan deur tye. En wat ons nader in die moeilikheid kom, en ek wil vir jou vanoggend 'n paar sleutelgoed gee wat vir jou kan help, dat wanneer die dag kom hoe om op te staan. Soos julle reg. Gaan ons opstaan, gaan ons saam praat. Staan saam met my op. Staan saam met my op en ons gaan lekker saam praat. Glo julle dit is die woord van God? Glo julle dit? Nou okay, Eastwood, is jy reg vir my? Sê saam met my, dit is my Bybel. Ek is wat dit sê ek is. Ek het wat dit sê ek het. Ek kan doen wat dit sê ek kan doen. Met my mond bely ek, met my hart glo ek, dat Jesus die Here is. Amen. Amen. Baie dankie. Jy kan jou sitplek inneem. Jy kan jou Bybel vanoggend oopmaak by 1 Johannes 5 vers 14 tot 17. Ek het al in hierdie teksgedeelte verwys in 'n vorige boodskap. En toe ek voorberei toe dog ek gaan hierdie my hoofboodskap maak, want ek wil 'n paar goed verduidelik. Ek het 'n bietjie navraag gehad, na ek die vorige keer daarna verwys het, wat mense vir my die vraag gevra het. Julle ken nie vraag. As iemand iets sê en jy verstaan nie, dan sê jy, ons Afrikaners doen dit so mooi. Okay, so miskien gaan jy weer 'n oomblik hê, maar dis okay, ons gaan dit probeer hanteer. So vir almal wat aanlyn is, heerlik om in jou huis te wees. Laasweek was dit vir my so voorreg om by Gustaf en Miranda kerk te hou. Kenneth, waar is dit Kenneth? Ek het jou boodskap so geniet. Ek weet nie of dit in lewende lywe ook so goed was nie, maar aanlyn was dit net great. Dankie Kenneth. Daai eerste liefde wat ek en jy moet terugkeer na. Dankie Kenneth, en ek sien uit om Weskus toe te gaan. Ek hoop ek kan 'n roadshow doen hierdie jaar Weskus toe. Ons soveel mense. Waar's Tannie Letty en oom James van Saldanha? Is lekker om julle ook vanoggend hier te hê. Okay, 1 Johannes 5 vers 14 tot 17. Ek lees vir julle.
En julle kan my volg, ek lees in die 83 vertaling, en nou kan ons met vrymoedigheid na God toe gaan, omdat hy ons gebede verhoor, as ons enigiets volgens sy wil vra. Nou hoor, hierdie is 'n belangrike disclaimer. Ek en jy moet dit verstaan. Ek en jy kan enigiets vir die Here vra. Absoluut enigiets. Dit beteken nie hy gaan dit vir ons doen nie. Dit beteken nie net die feit omdat ek gevra het, moet hy dit nou doen nie. Dis nie hoe dit werk nie. Ek moet altyd my gebed inbou om te sê, en ek sê dit gereeld vir julle hier, maar die beste weergawe van jou lewe is die weergawe waar jy die wil van die Here doen. Wie kan amen sê daarop? Hy weet die beste. En daarom, wanneer ek bid, moet ek altyd in gedagte hou, daar's 'n groot moontlikheid dat dit wat ek nou vra nie binne die wil van die Here is nie. En ek moet okay daarmee wees, as die Here vir my gee wat binne sy plan is. Wie van julle is al bly dat die Here nie al jou gebede geantwoord het nie? Waar is die manne wat gebid het vir 'n meisie, en jy's bly jy het haar toe nou nie gekry nie? Okay? Meisie se man gebid en jy toe nou nie. Wat ek net probeer sê is, ek en jy moet in vertroue met die Here leef, en dis wat hy hier sê, ons kan dit doen. En aangesien ons weet dat hy ons gebede verhoor as ons so iets vra, weet ons ook dat ons kry wat ons van hom vra. So hierdie gaan oor gebedsverhoring, maar nou draai dinge baie vinnig, baie skeef. Julle moet nou wakker wees, hier gaan ons. Ek het my eie opskrifie, die opskrifie is nie daar in jou Bybel nie, maar ek sê die opskrifie hier, sonde wat nie tot die dood toe lei nie. Sonde wat nie tot die dood toe lei nie. So hy skryf, as iemand sy broer sonde sien doen, wat nie tot die dood lei nie, moet hy bid en God sal die broer die ewige lewe gee. Nou, ons lewe in 'n tyd wat ons graag praat oor ander mense se sondes, en selfs al sê, hoor jy, ek moet weet wat sy sonde doen, daai ou, want ek wil daarom vir hom bid, maar eintlik soek ek 'n soetsappige kinderstorie, en so by the way, ek weet nie of julle dit geweet het nie, maar skinder is sonde. Okay, so moenie in daai strik trap nie, maar ek wil net hê julle moet hoor, in Johannes se kop, was die gemeente so oop, oor, ek kon met Dolf kom praat, en sê, Dolf, ek sien jy doen hierdie ding, dis nie reg voor die Here nie. As ek dit vandag doen, dan is Dolf volgende week, en ek nie Dolf nie, maar dan is Dolf volgende week in 'n ander kerk. Want ons gaan daar waar die minste weerstand is, reg? Kan julle nou dink as ons hier in mekaar se lewens in begin grawe, en ek begin so uit. Julle, ek bedoel met my ook, moenie dat ek nou net hier praat nie. Jy kom praat met my, ek sê, hey man, gaan soek vir jou aan 'n kerk. Ek het nie lus dat jy my moet vinger kom wys nie. Maar let net op hierso. Hy sê, as julle broer sien sonde doen, bid vir hom. Baie duidelik was daar 'n publieke deelname, en nou klink dit vreemd, want dit klink of my gebed jou kan help om die ewige lewe te kry. Dis nie wat eintlik hier bedoel word nie. Hierdie gaan meer oor die krag van die gemeenskap van die gelowiges, dat wanneer jy sukkel met sonde, moet jy juis jou omring met gelowiges wat vir jou bid, dat jy oorwinning kan kry, dat jy deur kan breek, en dis 'n groot leemte in die kerk van Jesus in die westerse omgewing, want ons is so privaat, ek sal my sonde geheim hou, intussen is dit 'n sneeubal, wat groter en groter en groter word, en teen die tyd wat dit uitkom, is dit onhanteerbaar groot. Plaas ons net vroeër begin het. Volg julle wat ek hier probeer sê. Kyk, hy gaan nou aan, dit raak erger. Ek het 'n opskrif hier, daar sien in jou Bybel, nie sonde wat tot die dood lei. Hy sê, dit geld vir die wat sonde doen, wat nie tot die dood toe lei nie. Hy sê, daar is sonde wat tot die dood toe lei, daarvoor sê ek nie, dat hy moet bid nie. Alle ongeregtigheid is sonde, maar daar is sonde, wat nie tot die dood toe lei nie. Wat 'n mooi teks. Het julle 'n oomblik nou? Weet 'n oomblik. Ek wil net sien met wie praat ek nou. En die res van julle is okay, julle het hom, nee. Ek gaan probeer. So, baie duidelik is hier 'n waarskuwing, dat daar is sonde wat na die dood toe lei. En ek moet jou vanoggend kom waarsku, daar is sonde wat Johannes merk om te sê, hoorie, moenie eers vir daai ou bid nie. Moenie eers vir daai ou bid nie, en daar's 'n rede hoekom hy dit sê. Wil julle weet hoekom? Kom ek vertel julle wat is die sonde wat na die dood toe lei. Iemand wat laster teen die Heilige Gees. En dit is meer 'n hart ding as 'n mond ding. En ek wil julle net gou sê, want baie van julle wonder, het ek dit al gedoen? Kans is goed dat jy dit nog nie gedoen het nie, want dit is 'n baie spesifieke gebeurtenis. Dit is die Fariseërs wat geweet het Jesus kom van God af. Hulle het geweet wie Jesus is. Hulle het geweet Jesus doen die wonderwerke deur die Heilige Gees, en hulle het aspres agteraf gegaan en Jesus gaan beskuldig dat hy dit deur die duiwel doen.
En dit was lastig teen die Heilige Gees. Met ander woorde, hulle harte was vrot en hulle het moetswillig mense van verlossing probeer beroof. Nou wil ek vra, wie van julle is aktief besig om mense te probeer beroof van verlossing? Ek wil net gou sien, is daar van julle? Is daar die van julle wat rondloop en sê, Jesus werk met die duiwel? Is daar van julle wat dit doen? Sê ek net op die hande. Ek wil net sien, het enige van julle dit al gedoen? Nie, okay? So dan jy nie gelaster teen die Heilige Gees, binne in daai konteks nie. Alright, maar daar's 'n paar ander wat dalk 'n groter probleem is. Moetswillige sonde. En die moetswillige sonde waarvan ek hier praat, is wanneer ek aanhou sonde doen, nadat die Here klaar vir my gesê het, hierdie is 'n probleem. En ek het eintlik vir die Here gesê, I don't care. Dit help nie 'n bit vir daai ou nie, want sy hart is nie reg om tot bekering te kom nie. Dis 'n onbekeerde hart, dis iemand wat wil in sy sonde voortleef. Nommer 3 is iemand wat apaties is teenoor Jesus. En dit kan mense wees wat vanoggend hier sit, dat ek doen die Jesus ding omdat dit vir my werk. Ek doen die Jesus ding want dit pas my kultuur, dit pas wie ek is. Maar eintlik dien ek nie die Here met my hele hart nie. Ek laat eintlik toe dat godsdiens my dien. Dit vervul 'n behoefte. As ek die Here dien omdat ek net 'n behoefte het, liewer daarteenoor, omdat ek weet waarvan ek gered is, en ek het geen ander, ek is 'n verloste, en ek kan niks anders doen as om my siel vir die Here te gee nie, dan het godsdiens vir my 'n diensknegt geword, en dan probeer ek Jesus gebruik om my leemtes te vervul. My intensie is nie om hom te dien nie. So dis die 3 tipe sondes wat tot die dood lei. Ek dink ek's gered, maar ek is nie gered nie. Ek dink so, maar ek is nie. Okay, so hou dit in gedagte. Kom ek gee vir jou net 'n paar kwalifiserende verse. Romeine 6 vers 23. Die loon wat die sonde gee is die? Julle weet hoe werk dit. Die loon wat die sonde gee is die? Die dood. Die genadegawe wat God gee is die? Okay, so sien julle, ons het 2 kante. Ons het die kant sonder Jesus, die kant sonder Jesus bring dood. Ons het die kant met Jesus en dit gee? Kom ons sê vir julle Jesus se eie woorde, Johannes 10 vers 10. 'n Dief kom net om te steel en uit te roei. Maar ek het gekom sodat julle lewe kan hê en dit in oorvloed. So sien julle, aan die een kant is daar dood en aan die ander kant is daar lewe. En miskien moet ons dit net 'n bietjie meer kwalifiseer wat dood beteken in die Bybelse konteks. Maar ons sien minder as 4 verskillende tipes dood waarna ons kan verwys nie. Die eerste dood is geestelik. Dis wat Adam en Eva beleef het in die tuin van Eden. Hulle het onmiddellike breek tussen hulle en God beleef. Hulle het gekies om weg te stap van God af. Hulle het gekies om ongehoorsaam te wees. En toe God vir hulle die geleentheid gee om terug te kom, het hulle dit van die hand gewys. Adam, julle weet wat sê, Adam blamed Eve. Eve blamed the snake, and the snake didn't have a leg to stand on. Julle is 'n bietjie ernstig vanoggend, né? Okay, geestelik. So dis 'n geestelike dood. Dis daai totale disconnect tussen my en die Here. Daar's net niks nie. Wanneer ek my oë toemaak en ek wil bid, is daar niks nie. Ek wil nie eers partykeer bid nie. Geestelike dood wat dit bring. Tweedens is lewensdood. En dis die ding, dat fisies gaan ons almal éventueel doodgaan. En dit is wat Paulus beskryf. Dis die angel van die sonde. Die angel van die sonde is die dood. Daarom is ons almal weer, daar kom vir ons 'n dag wat ons gaan sterf. Dis liggaamlike dood. Lewensdood is eintlik my verhoudings wat doodgaan. My sonde speel uit in my huwelik gaan dood. En ouens, julle gaan hoor, ek praat baie van die huwelik. Partykeer dan druk ek dit in 'n plek en dit hoort nie eers daar nie, maar ek druk dit daarin, want my hart is vir die huwelike. En ek glo almal, as 'n man en 'n vrou altyd die Here Jesus dien, is daar geen rede hoekom jou huwelik nie kan werk nie. Jou huwelik kan werk, dit sal werk, maar okay, ons praat later daaroor. Nommer 4, die ewige dood. Daar kom 'n dag wanneer ons almal voor die oordeelstroon van die Here gaan staan. En as ek nie die Here aangeneem het en vir die Here leef en my siel nie aan die Here behoort nie, dan staan my naam nie in die boek van die lewe nie. En dan gaan ek nie die ewige lewe kry nie. En vriende, hier is nie 'n dreigement nie, hierdie is hoe dit is. Dis hoekom ons hierdie ding onder die knie moet kry. So ek het 'n vraag vanoggend vir jou. Wat is jy besig om jou lewe te sien? Wat is jy besig om te sien? Sien jy lewe of sien jy dood? Dis die vraag wat ek vanoggend met jou vra. Sien jy die hand van die Here in jou lewe
Of sien jy die resultaat van jou sonde wat besig is om te sneeubal, maar jy probeer net die gate toe stop en dit wegsteek, sodat niemand moet weet daarvan nie. En dis 'n belangrike vraag, want as ek hierdie vraag kan antwoord, wat sien ek in my lewe? Sien ek dood of sien ek lewe? Dan is dit vir my baie maklik om die pad vorentoe te kies. En hier is die ding wat ek wil hanteer. Net dalk, het sonde jou vanoggend, vir my vanoggend, in 'n wurggreep. Daarin dat jy's te bang om uit te kom, jy's te bang om iets te sê, want jy's bang wat gaan mense van jou dink, jy's bang wat jou man, jou vrou of jou kinders van jou, jy's bang wat jou werkgewer of jou werknemers van jou gaan dink. So wat jy doen is jy hou dit geheim, en wat jy binnekant in jou is besig om net vrotter en vrotter en vrotter te word. Ek wil vir jou help om uit dit uit te kom. Is julle reg daarvoor? Die van julle wat skryf hier gaan ons. Hoe kom ek uit die wurggreep van sonde? Nommer 1, ek moet beslissende aksie neem. Dawid skryf Psalm 51 nadat hy gevang is met Batseba, waar wees my genadig, o God, in die troue liefde, wis my oortredinge uit, in u groot barmhartigheid, was my skoon van my skuld, reinig my van sonde. Ja, my oortreding ken ek, en van my sonde bly ek altyd bewus, teen u alleen het ek gesondig, sonde gedoen, en verkeerd was in u oë. Nou, ek het 'n paar weke terug hier, net hier aan geraak, nou moet julle my net 'n oomblik gee. Het ons gepraat oor Dawid, wat so groot opgemors het, julle onthou dit, nê? Dawid met Batseba, ek gaan dit nie hele storie vertel nie, gaan kyk 'n vorige boodskap wat ek gedoen het, is daar. Dawid het opgemors met Batseba, hy het toe Batseba se man dood laat maak, sodat sy sonde, en dis wat sonde doen, sonde sit my in 'n posisie, wat ek dit wil wegsteek, sodat mense my nie kan uitvang nie, sodat mense nie daarvan weet nie, en hy het goed gedoen, behalwe net, hy steek toe sy sonde vir 9 maande weg. Die probleem is, jy kan nog steeds kerk toe kom. Hey, jy's altyd welkom hier. Ek gaan jou nie wegjaag nie. Wel, ek sal nie weet nie. Dis die punt van hierdie wegsteek storieetjie. En hy kom nog steeds, maar ek weet nie, hoe steek jy jou hand op en jy loof en prys die Here terwyl jy weet jy's dwars met die Here. Hoe doen jy dit? Ek weet nie hoe jy dit doen nie. Tot die Here Nathan oor sy pad stuur en sê, hoor, hierdie skynheiligheid kry nou eind. Hierdie skynheiligheid kry nou einde. Jy maak of alles reg is, maar niks is reg nie. Jy het alles opgemors. En ek dink ons kan baie leer uit hierdie storie met Dawid. Dankie Kenny, waardeer dit. Jy kom net vir my daar sit. Ek gaan probeer om hom nie om te skop nie. Dankie Kenny. So, wat moet ek doen? Wel, ek moenie wag vir Nathan nie. Ek wil jou mooi vra. Dalk is al sonde in jou lewe. Dalk is dit nog nie in 'n wurggreep nie, maar dit is baie vinnig op pad soontoe. Ek wil jou mooi vra. Moenie wag vir 'n Nathan in jou lewe nie. Moenie 9 maande wag voordat jy uitkom nie. Kom skoon. Neem 'n dramatiese aksie en sê, ek kom nou skoon, ek gaan nie aangaan met hierdie pad nie. Spreuke 28 vers 13 doen ons baie, wat sê, wie sy sonde bly wegsteek, moet niks goeds te wag te wees nie. Wie sy sonde bely en daarvan afsien, hulle ontvang genade. So ek moet hierdie ding in my hart vasmaak. Ek moet beslissend optree. Weet julle, ek het weer laasweek lekker geswem in die see. Maar nie in koue water nie, in warm water. Die see was tussen 24 en 26 grade. Nie die temperatuur nie, die see. Die temperatuur het gevoel soos 85 grade. Ek weet nie, dit was baie warm daar. Maar ek het so 'n paar keer het ek so 'n bietjie dieper ingeswem en dan voel ek hoe gryp, hoe pluk die stroom aan jy. Ek weet nie wie van julle was al in die moeilikheid in die see nie. Wie van julle was al in die moeilikheid in die see? Dis 'n aaklige gevoel, daai spartel, daai swem, en elke keer as die golf jou optel, dan trek jy jou bietjie dieper, en dan sit jy jou bietjie dieper neer, tot jy voete naderhand nie met die grond raak, en dan begin jy dink, is dit? Gaan ek vandag hier verdrink? En jy kom op 'n punt wat jy jouself nie kan red nie. En dit kan wees dat jy vanoggend hier sit, en jy hou jou sonde geheim, want jy dink jy kan dit alleen regkry. En dis 'n leuen van Satan. Iemand wat verdrink kan homself nie red nie. Hy het iemand anders nodig. En dis hoekom Johannes sê, bid vir die wat julle sien sonde doen. Daar was 'n openheid om te sê, hoorie broer, ons sien jy kry swaar. Kom ons bid vir jou. Kom ons lê vir jou hande op. Kom ons hou jou verantwoordelikheid. Kom ons stap. Almal van ons het iemand nodig om ons hand te vat wanneer ons deur daai dip gaan in ons lewe om ons uit te help. En as ek en jy, want partykeer big boys don't cry, cowboys don't cry. Julle ken mos daai ding. Ek weet nie wat sê hulle vir vrouens nie. Julle is bietjie gemakliker. Ek sien julle kloek makliker en praat makliker uit oor goeters, maar ons mans is soos mos anders. Dis dalk tyd om nou te sê, ek moet loskom hier. Ek moet loskom. Dit was nou genoeg. Okay, so, beslissende aksie. Nommer 2, verklaar oorlog. Sien, dis nie genoeg net om uit die water uit te kom nie.
Dis nie genoeg om net uit te kom en te sê, "Joe, ek het dit gemaak nie." Daar moet verder aksie geneem word. Ek moet verstaan dat ek is in oorlog en ek moet daai oorlog amptelik verklaar teen die vyand, teen sonde in my lewe. Hoor wat sê Paulus in Efesië 6:12. Hy sê, "Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld en teen elke bose gees in die lig." So wat ek wil hê jy moet hoor in Paulus se gedagtes is, Satan wil jou in 'n struik lei. Hy wil jou in sonde vashou. Want daar kan as hy jou daar vashou, dan neutraliseer hy die effek wat jy het in die koninkryk. Want jy kan nie die kat in die donker knyp en die seëning van die Here op jou lewe hê nie. Jy kan dit nie. En Satan weet dit en dis hoekom hy dit doen. So ek moet verstaan, ek is in 'n oorlog. Jy is in 'n oorlog. Jy moet net besluit, is ek in die wenkant of is ek in die verloorkant? Is ek besig om saam met Jesus en Jesus se kinders die pad te stap of probeer ek dit op my eie? En daar's 'n wapenrusting wat vir my en jou gegee het. Nou, in Genesis 4:7 het ons nou nog gekyk. Die sonde wag vir jou daar buite en hy wil vir jou in sy mag kry. Ouens, julle is veilig hier. Julle is veilig hier. Niemand van julle is nou onder die versoeking om enigiets snaaks te doen nie. Hoop ek. Maar daar buitekant, as ons by daai deure uitstap, begin die regte egte wêreld. En ek en jy moet die goed nou in plek sit, want teen die tyd wat die versoeking kom, as dit nie in plek is nie, dan rol die vyand vir my en jou soos 'n hoogwatergolf. Jy kry nie opgestaan nie. Jy moet oor hom heers. So wat doen die vyand? Robert sit oor see, so ek gaan vir Herman roep om by my te kom staan. Herman, ek wil vir jou illustreer, ons het by 'n Bybelstudie gedoen een aand, maar Robert, my victim, is nie hier nie. So dis Herman. Herman, gee net 'n lekker handeklap vir Herman. Herman, dankie. Staan net hierso. Herman, jy's vandag Robert, okay? Ek is Robert. Jy's Robert. So hier's wat die vyand met jou doen. Ek wil dit net prakties illustreer. Herman, jy weet hierdie ding is sonde. Maar doen dit. Wat moet ek doen? Die sonde, wat ook al dit. Ek wil nie iets noem nie. So wat hy doen is, hier's wat die vyand kom doen is. Hy sê vir jou, hoor die man is okay. Is nie so sleg nie. Herman, almal doen dit. Almal doen dit. Weet jy almal doen dit? Jy weet dit. Kyk die koerant, almal doen dit. Steel daai geld, man. Verduister daai geld. Vermoed dit nie verklaar nie. Gaan ryk aan hierdie ding, gaan sny van, gaan proe aan die ding, gaan drink aan daai ding, gaan soen daai meisie. Ek probeer maar nou al die sondes hier noem wat ek nou aan kan dink. Okay? En dan wanneer jy jou oortuig het en jy doen dit, gee net vir my een tree vorentoe. Jy's nou op pad soontoe. Nou begin die pop op die vensterruit, nê? Nou is Herman, nou moet jy dit goed wegsteek, hoor. Steek dit weg. Maar hou aan daarmee, moenie ophou nie. Okay, soos reg. Jy kan dit wegsteek. Herman, jy kan dit goed genoeg wegsteek dat niemand ooit sal weet nie. Jy kan. Hou net aan. Ek sal vir jou help. Ek gaan vir jou help. Gee my nog 'n tree toe. Alright, nou begin die wiele afkom. Jou vrou vind uit, jou man vind uit, jou kinders vind uit, jou werknemer vind uit. En nou? Waar's ek nou? En nou ek is die vyand. Nou staan ek daar. Sies vir jou man. Jy's 'n sondaar. Jy wil 'n Sondag kerk toe gaan en gaan bid. Jy skyn heilig, sies man, skaam jou. Okay, sien julle wat ek probeer illustreer hierso? Dieselfde stem wat jou in hierdie versoeking intrek, wat jy volg, is dieselfde stem wat vir jou gaan sê, jy kan nie bid nie. Jy verbeel jouself, jy's te sondig. En dit hou jou net daar. Hy hou jou onder die duim sodat jy nie bid nie. Dankie Herman. Geef hom 'n lekker hande klap toe. So. Verklaar oorlog en herken daai stemme, want dit kan wees dat jy vandag daar is, wat hy vir jou sê, jy kan nie bid nie, jy is dan skynheilig, dis nou die tyd om dit te breek, sê vir jouself, ek gaan nie meer toelaat dat my hart geïnfiltreer word deur die vyand nie, ek gaan nie toelaat dat my gedagtes verder, nie my ore nie my oë nie, sien julle, daar kom die huwelik in, dit pas nie eens in nie, maar dit pas in, nie my huwelik nie my lewe nie. Ek gaan nie die vyand verder toelaat nie. Ek gaan my knieë in elke area van my lewe buig voor die Here Jesus. En ek gaan dit onverskrokke doen. Maak nie saak wat die prys is nie. Want daar is nie iets beter in my lewe as om vir die Here te leef. Kan iemand net amen sê daar? Okay, ek gaan die wapenrusting optel, want dis wat die Here vir my verwag. Dis die tools wat die Here vir my gegee het vir hierdie stryd. Nou okay, julle wonder wat die wapenrusting is. Ek gaan dit vir julle gee. So, vir die res van jou lewe is jy in oorlog. Nou okay. Daar is nie afdae nie. Hier is nie die eet dat jy cheat daai het nie. Okay? En dis ook nie, daar's nie vakansie nie. Hier is elke liewe dag van jou lewe. As jy opstaan, is dit 'n stryd. Elke dag van my lewe vir die res van my lewe.
Ek dink in 2017 het ek en Alex Stein hierdie boekie saam gedoen. Nou, ek weet nie, 'n klomp van julle weet nie wie Alex Stein is nie, want julle is onlangs by die kerk, maar in 2017 het ek en hy 'n boekie saam gedoen, dis oorlog. Nou, Alex is 'n briljante teacher, as jy dit so kan stel. En hy het saam met my hierdie gedoen. En as jy nog nie hierdie reeks gedoen het nie, gaan na www.biblestudy.co.za en gaan laai dit af. Jy gaan geseën wees met die agtergrond, wat Alex ook daar ingewerk het, hy het baie navorsing doen. Wie was in die kerk toe ons daai reeks gedoen het? Dit was bittergoed. Dit is ook op YouTube. Ek wil vir jou mooi vra, as jy, wie het nog nie hierdie reeks gedoen nie? Steek op jou hand, wie het hierdie reeks gedoen nie? Nou oké, ek wil nou sommer julle mooi sê. Jy gaan 'n fout maak om dit nie te doen nie. Sê net ek verstaan. Okay. Nommer laaste. Hoe kan ek uit sonde se wurggreep uit wegbreek? Ek smag. Ek smag na oorwinning. Maar meer as smag, ek leef in dit. Ek leef in dit. In 1 Johannes 5 vers 4 tot 5 sê Johannes, hy sê enige een wat 'n kind van God is. Nou wil ek net gou hoor, wie van julle sê ek is lief vir Jesus? Ek is, maar jy moet jou hande opsteek want ek wil weet. As jy nie jou hand opsteek nie, gaan ek nou wonder oor jou. Okay, hou net jou hand op vir 'n oomblik. Ek bedoel nie wie's lief vir Jesus nie. Ek bedoel soos in wie's regtig lief vir Jesus. Wie van julle sê ek kan regtig nie sonder die Here Jesus in my lewe nie? Want jy sien, dis almal se hande op. Is die kameras aan? Ek wil net gaan check wie's die. Okay, jy kan jou hande laat sak. Sien, hierdie vers praat van jou. Sê vir jou langs aan, hierdie vers praat van jou. Okay, so enige een, sê enige een. Nee, julle moet dit hard sê. Sê enige een. Enige een wat 'n kind van God is, kan die sondige wêreld. Jy kan. Jy is nie 'n slagoffer nie. Ek en jy is nie 'n slagoffer nie. Ons is kinders van die Allerhoogste. Iemand sê net amen asseblief. Okay, so hy gaan verder. Hy sê en die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal is deur ons geloof. Nou hier kom hy. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Jesus die seun van God is? Wie van julle glo volgens Jesus is werklik die seun van God? Steek op die hande. Like soos 'n Mexican wife. Dis cool. Okay, so julle ouens is van wie hierdie vers praat. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy in die wêreld daar is die sonde, as hy wat glo dat Jesus die seun van God is. Amen. Dis nie iets wat opsioneel is nie, dis iets wat jy het. Wat sê Johannes hier? Johannes sê wanneer ek in Christus is, kan ek in oorwinning leef, maar dis 'n keuse wat ek moet maak. Ek kan in oorwinning oor versoeking leef. Ek kan in oorwinning oor sonde leef. Ek kan die effek van ongeregtigheid teewerk in my lewe. Ek kan dit doen. Die Hebreërskrywer sê dit so mooi, hy sê, laat ons elke las van ons afgooi. Ook die sonde wat ons so maklik verstrik. Sien julle daar wat die sonde doen? En laat ons die wedloop, wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Waar moet ons oë wees? Dit moet gefestig wees op die begin en die volëinder van ons geloof. So, ons is oorwinnaars. Ons is nog op pad. Maak nie saak hoeveel keer ek vir ChatGPT gevra het, moenie laat die vrou die lint breek nie, sy breek elke keer die lint. Miskien is dit profeties. Julle, dat die Here roep ons om oorwinning te behaal. Doen wat dit vat in jou lewe. Doen wat dit vat. Druk deur. Beer vorentoe. Sit alles in. Smag na die oorwinning in Christus. Streef daarna. Leef in dit. Gryp dit aan. Voel julle 'n bietjie opgecharge? Al is dit net 'n bietjie. Okay, ken of julle kan vorentoe kom. Vanoggend het ek met jou oor hierdie onderwerp gepraat. En hier is 'n belangrike ding, want ek dink vir die res van die reeks gaan ons nou wegbeweeg hiervan. Partykeer dan dink ek, weet ons doen ons reekse soos ons aangaan. Ons praat nie altyd so baie diep oor sonde nie. Maar ons het die laaste 4 weke omtrent net oor sonde gepraat. So 'n paar van julle voel, okay, ons is nou klaar hieroor gepraat, maar ek dink hierdie ene is belangrik. Hierdie is soos tools wat ons in ons toolbox het, wat vir ons help dat wanneer dinge begin skeefloop, dat ons weet waar om terug te gaan. Maar my gebed vir jou vanoggend is, as jy vassit, dat jy sal losbreek, dat jy daai beslissende aksie vanoggend sal neem, dat jy, en maak nie saak wie is nie, almal van ons hier, vanoggend oorlog sal verklaar, en in daardie oorwinning in Christus sal lewe. Kom ek bid vir jou. Vader, ek kom dankie vanoggend dat ons werklik in die Here Jesus in oorwinning kan lewe. Maar Here, ek besef ook, ons moet oorlog verklaar. Ons moet oorlog verklaar teen die vlees. Ons moet oorlog verklaar teen, en U het vir ons klaar die wapenrusting gegee. En ek kom vra vanoggend, Here, dat U vir ons 'n gemeente sal maak wat uit sal kyk vir mekaar. Here, wat in die gemeenskap van die gelowiges, die klein groepe vir mekaar sal bid, dat ons in oorwinning sal lewe. En ek wil vir jou vanoggend 'n kans gee. As jy vanoggend sê, maar jy wil ook oorwinning verklaar teen die vyand, en jy wil ook vanoggend oorlog verklaar teen die vlees en die versoeking.
en jy wil saam met my 'n verklaring maak vir oggend en opstaan om dit te doen, dan gee ek jou nou 'n geleentheid. Staan op waar jy is en sê, ek verklaar oorlog. Ek verklaar oorlog teen my vlees. Ek verklaar oorlog teen versoeking. Ek verklaar oorlog teen die wêreldse sisteme. Ek verklaar oorlog teen die vyand. En ek gaan nie wapenrusting opneem, nie my eie wapenrusting, nie my eie idees nie, maar dit wat Jesus klaar vir my gegee het. Vader, U sien elkeen van ons, U sien ons harte. Here, kom leer vir ons om in Christus in oorwinning te leef. Here, U weet wie's vanoggend hierso en sukkel werklik in 'n wurggreep. En het dit nou lank genoeg weggesteek. Ek kom bid, Here, dat U daardie persoon of persone sal kom vrymaak. Dat hulle hand op sal steek en sê, dis nou genoeg. Die vyand het genoeg my beroof, besteel. Ek wil in die lewe leef wat Jesus gee. Kom seën vir ons vanoggend in Jesus naam bid ons dit. Die kinders van die Here sê, amen. Amen.